Ons het nou net gesing, Here, oor U, wat ons wil aanbid. Voor U wil ons buig. By U wil ons kom stil staan. By U wil ons kom leer. Maar Vader, U ken ons nou vir ons. Ons gedagtes dwaal ons nou vinnig. Terwyl ons hier sit, en terwyl U met ons praat, is ons baie keer so ongeskik, ons dink aan ander goed. En U ken ons, en U sê, U sê vir die disippels, U weet ons mense. Maar vandag wil ek vra, Heilige Gees, help vir ons, om hierdie paar minute wat ons by U is, op hierdie manier, te kan fokus op U, te hoor wat U vir ons wil leer. Geef ons 'n ontvanklike hart, en 'n leerbare gees. Ek bid dit in die naam bo alle name, in die naam van Jesus. Amen. So kom ons lees by Kolossense 2, ons gaan 'n bietjie daar by vers 6 begin, en dan gaan ek later verder lees ons gaan net die eerste 2 verse lees. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in hom in verbondenheid met hom leef. In hom gewortel, op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Nou, as 'n mens die woordjie aangesien hoor, dan moet daar iets in jou kop mos nou trigger. Aangesien wat? Aangesien, of die Engelse woordjie therefore, beteken dat iets gebeur, en daarom, aangesien dit nou gebeur het, en aangesien julle nou Jesus as die Here aangeneem het, gebeur daar klomp goed. Nou as jy mens terug gaan kyk, waar kom hierdie aangesien vandaan, of die therefore vandaan, het ons die 2-3 weke wat ons nou besig is, die 2 weke wat ons nou eintlik hier besig is, het ons gehoor, dat Paulus kom en hy sê, hoor, ek wil vir julle kom voorstel aan die Jesus wat julle leer ken het, want Paulus was self daar nie, Epaphras was het hulle kom voorstel aan die Here, en hy sê vir hulle, ek wil vir julle kom vertel wie hierdie Jesus is. Hy sê, Jesus is die beeld van God. Hy sê, hy is die skepper. Hy is die een wat alles onderhou. Hy is die een wat ons almal aan mekaar vashou. Hy is nie die beeld van God nie. Hy het ons uit die mag van die duisternis uitgeruk. Staan daar vers 13, en hy het ons onder die heerskappy van God gesit, deurdat hy ons, sê hy, versoen het met God, eers verlos het van ons sonde, en versoen het met God. Hy sê, aangesien Jesus die hoof van die kerk is, moet sy liggaam aan hom verbind wees, die kerk. Hy sê, aangesien Jesus in jou is hy die bron van jou geestelike groei. So nou sê hy, aangesien jy dan Jesus ontvang het, behoort jy die volgende goed te doen, en dan verduidelik, dit is waar ons nou gaan gesels oor. So kom ons begin by die eerste deel. Hy sê, aangesien julle dan Christus as Here aangeneem het. Nou dis 'n werkwoord, die werkwoord hier is eintlik in die Engels, en ek het dit daar gesit, kan jy eintlik so vertaal, en dis die regte vertaling, as you receive, dis iets wat jy ontvang. So hierdie woord is so geskryf, dat dit in die tens waarin dit geskryf is, beteken dood eenvoudig, dit is 'n eenmalige gebeurtenis, en is afgehandel. Daar's nie iets wat jy nog meer kan ontvang nie. Daar is nêrens, in hierdie hele ontvang van Jesus Christus, as jou Here, is daar nêrens 'n proses ter sprake nie. Dis nie soos wat jy besig is om aan te gaan met jou lewe, en met Christus begin loop, en sal jy meer ontvang van Christus. Die Here sê, ek kan nie nou vir jou alles gee nie, ek gaan vir jou mettertyd, soos wat jy loop, gaan ek vir jou gee nie. Dis dit wat hy gee is eenmalig, klaar, finish in ons lewe in. Genade is nie iets wat jy kan loop en ontvang so deur die loop van die lewe nie. Jy ontvang dit, en dit impliseer, daar's 'n gewer, en hy sê, aangesien jy dan Christus Jesus ontvang het, ontvang jy sy genade. En aangesien, en dis die goeie nuus, die evangelie is, aangesien jy Jesus Christus ontvang, is jy met hom versoen, is jy verlos, is jy vergewe. Dis 'n amazing gedagte, om te dink, dat vergifnis en versoening, sy uitvinder, is God. Dis nie iets wat jy deur die loop van jou Christelike lewe ontdek, en al hoe meer begin verstaan nie. Ja, die verstaan is daar beter, maar dis iets wat jy gaan ontdek nie. So wat ontvang jy?
Hy sê, aangesien jy Christus, Jesus, die Here ontvang het. Dis wat ons ontvang. Is nie 'n godsdienststelsel nie. Ons is nie deel van 'n een van die wêreldgodsdienststelsels nie. Ons ontvang nie 'n godsdienst tipe van klomp reëls nie. Ons ontvang 'n persoon. Dit wie ons het is Christus Jesus die Here. Nou die woordjie Christus in die Griekse woord is Christos en die Hebreëse woord is Messia. Daai woord beteken eintlik vir die Jode sou dit baie beteken het, want hulle het 'n verwagting gehad dat daar iemand sal kom wat die koningskap weer sal kom herstel, die Messias. Nou Messias beteken eintlik maar net die gesalfde een. So wat ontvang ons? Wie ontvang ons as ons sê ek het Jesus Christus aanvaar? En wanneer ek met my mond bely dat Jesus Christus die Here en wanneer ek met my hart dit glo, dan word ek kind van God. En dan ontvang ek ook die verwagting van Jesus as my koning. Dan raak hy ook die een wat regeer. En as ons sê Jesus is die Messias of hy is die koning, dan beteken dit hy het 'n koninkryk. En as hy 'n koninkryk het, dan is hy ook ons koning. Dis die eerste ding wat jy ontvang. Maar jy ontvang vir Jesus. Hy sê, Jesus, toe die engel aan Josef verskyn het, Josef het eintlik vir Maria gelos het, toe kom die engel na hom toe te sê, hoor jy moet bly, want hierdie vrou gaan 'n kind kry wat van God afkom, en sy naam is Jesus. Daar binne in, en hy sê, en hy bring verlossing vir die sondes van die wêreld. Net die naam Jesus beteken die verlossing van God. So wat ontvang ons? Ons ontvang 'n koning, ons kry iemand wat oor ons gaan heers, maar wat ons redding is. Hy is die redding van God af. Hy bring vir ons redding. En dan die derde ding wat hy sê is, hy is die Here. Met ander woorde, as hy die Here is, dan is hy jou heerser. Hy is die soewereine heerser. Hy is die een wat 'n aanspraak op jou lewe het. Hy is die een in wie jy dan moet kom as jy sê, ek ontvang Christus Jesus die Here, dat ek my wil aan hom sal volmaak onderworpe maak. Dit beteken dat hy regeer as my koning, en dat ek nie meer op die troon is nie, want ek het mos nou 'n ander Here. So dis alles wat ons ontvang, en ons het baie gepraat hierdie afgelope week daaroor, die weke daaroor, is dat ons ontvang Christus, ons ontvang die sondevergifnis, ons word versoen. Maar nou sê Paulus, en dis wat die woorde vir my leer en vir julle leer, en ek moet hierdie week weer moes leer. Ek lees die ou vertaling. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. So hy sê, aangesien jy verstaan wie jy is, aangesien jy verstaan wie God is, aangesien jy verstaan wie Jesus is, die manier hoe jy nou beweeg, is jy loop saam met hom, jy wandel met hom. En ek het laasweek gesê, en ons het gister by ons Ekoop byeenkoms dit ook gesê, toe ons 'n bietjie met mekaar gesels het, elkeen van julle is ergens op jou geestelike journey. Jy is of dalk baie ver van God af, maar jy is nog steeds op die journey, of jy is verskriklik baie naby aan God, maar ergens is jy vandag op 'n journey met God. En al wat Paulus kom sê, en wat die Bybel vir ons kom sê, as jy dit snap, en jy aanvaar dit, dan is elke dag 'n stapie nader aan gehoorsaamheid, meer soos Jesus, meer van sy karakter. Kyk, jy kom ons nie vinnig, as jy nou moet kies tussen hardloop en loop, en jy moet vinnig by 'n plek uitkom, dan is hardloop seker beter. Maar stap gaan jy ook daar bring, net bietjie later. En dis eintlik wat hy sê. Jy hoef nie hardloop met die Here nie. Jy stap met hom. Jy wandel met hom. Nou wandel is vir my nogal rustige stap. Jy gaan nie sê ek gaan in die Olimpiese spele aan die wandel deelneem nie. Nie jy nie. Jy gaan stap daar. Maar stap se eenvoudige beginsel het ek al vir julle mooi verduidelik. Stap het hierdie ding. Dis net dit. Daar het ek gestap. Ek nie ver gestap nie, maar dis eintlik wat hy vir ons wil kom leer. Is as jy Jesus Christus jou Here aanvaar het, dan begin jy stap met die Here.
En 'n stappie vir stappie. Maar dis so amazing hoe God is. As jy vanoggend hier sit en sê, ek hoor, ek is dalk vas, ek is dalk vas in my geestelike lewe, ek beleef nie dat ek groei nie. Eintlik het ek gister vir die ouens gesê, as jy nie doelbewus geestelik groei nie, dan gaan jy eintlik agteruit. Want dit sal net so wees. As jy nie naby God is nie, dan gly jy back, en mense praat van backslide. Maar dis 'n doelgerigte, intentionele keuse wat jy moet maak. Om te sê, ek weet wie ek ontvang het, ek weet wie Jesus is, ek wil saam met hom stap. Ek wil begin om sy karakter te wys. En dan hierdie hele ding van stap, as jy 365 dae, vir die volgende 365 dae, 'n besluit sou neem om te sê, soos ek vandag met die Here stap, wil ek 'n bietjie meer tyd met hom spandeer in sy woord en gebed, kan ek jou waarborg, sal die karakter van Jesus baie meer duideliker in jou lewe wees, as wat dit vandag is. En dis wat dit ander dag was, lang terug was. So as jy met Jesus begin stap, dan begin jy meer van sy wysheid leer, jy begin meer van sy gesindheid openbaar, jy raak meer gehoorsaam aan sy woord, mense om jou sal sy liefde begin raak sien. Om met Jesus te stap, verkoop ek nie aan julle vandag as 'n godsdienstige prestasie wat ek wil hê iemand moet bereik nie. Jy het nie nodig om iets vir God te bewys nie. Al wat hy sê is, stap saam met my. Jy kan tog mos nie. Dit maak tog nie vir my sin dat mense sou sê, ek kies om Jesus te volg, maar ek wil nie aan hom gehoorsaam wees nie. Ek gaan nie doen wat hy van my verwag nie. Dit maak dit nie vir my sin nie. Om 'n Christen te wees, is die logiese uitvloeisel tog, dat ek sal sê, ek wil onder die heerskappy van Jesus wees. As jy daai woord opsit, Heer, dis eintlik wie is. Ek wil onder sy heerskappy wees. Dit kan nie vir my sin maak, dat mense sê, ek glo in God en ek glo in Jesus, maar ek wil niks hoor van hoe ek moet lewe nie. Ek wil lewe soos wat ek wil. En daarom help Paulus ons, met 4 praktiese goed, 3 metafore wat hy gebruik, en 1 praktiese ding. Die eerste metafoor wat hy gebruik, om met Jesus die Here te wandel, beteken om gewortel te wees in hom. Die teks is net so kort, ek gaan net die stukkie lees, hy sê, in hom gewortel. Maar daai woord, is 'n bietjie in jou grammatika lesse vanoggend, maar dit help vir ons 'n bietjie. Die woord is geskryf, waar, die Engels juffrou moet nou help, perfect passive, is daar so, daar is so een, in Afrikaans weet ek nie hoe hy is nie, maar perfect passive beteken, dis iets wat afgehandel is, en waar jy niks meer uit te waai het nie. So om wortel te skiet, is nie iets wat jy besluit vanoggend en te sê, maar ek gaan nou begin my wortels skiet ergens in nie. Ons wortels is in elk geval in iets ingeskiet. Ergens is jou wortels gevestig, is of in God of in nie. Maar God kom en sê, as jy Jesus Christus, die Here aangeneem het, dan vat hy jou, en hy sit jou binne in Jesus in, soos wat 'n boom geplant word, en sy wortels in Jesus ingroei. Dis nie iets wat jy hoef te doen nie. Jy kan nie aansoek doen daarvoor nie. Jy kan nie begin om te bid en te vas en te sê, asseblief gee net my wortels nie. Jy het dit klaar. En al wat hy wortels moet doen, hulle moet dieper, verder, binne in Jesus in beweeg. Dis al wat jy doen. 'n wonderlike beeld hierdie, dis 'n wonderlike beeld om te verstaan, want die hele ding van wortels van 'n boom, die wortels is nie sigbaar nie, behalwe nou van hierdie groot ou bome, maar die meeste wortels is onder die grond, besig om hulle werk te doen, en niemand sien eintlik wat daar aangaan nie. En die wortelskietwerk van 'n gelowige is dood eenvoudig jou tye saam met God in gebed, jou tye saam met God in sy woord, en die tye wanneer jy vir hom gesê het, Here, ek gee my oor aan U, ek wil aan U gehoorsaam wees. Daai tye wat niemand sien nie. Dis daar waar jy wortels skiet. Maar wortelskiet beteken, of wortels wat groei, beteken tog dat die boom groei. Dis die tweede mooi deel van hierdie metafoor. Want soos die boom groei, soos die wortels dieper gaan en meer van die sap trek, begin daar sigbaar iets groei.
So dit word bo die grond sigbaar, maar die wortels groei onder. Ander mooi 'n deel van hierdie beeld is dat wanneer ek dink aan wortels skiet, dan is dit vir my so wonderlik om te weet dat as my wortels in Christus Jesus is, dan gee dit my stabiliteit. Geen dwaalleer, of ek wil so sê, die dwaalleraars, of mense wat valshede verkondig, gaan dit moeilik vind om my te oortuig, om Jesus prys te gee. Want my wortels is in hom. So as dan nou 'n dwaalleer kom, of 'n valse leer na my toe kom, glo ek, omdat my wortels geskiet is, dat stabiliteit is, en jy ook. Ander mooi ding van hierdie wortels skiet is dood eenvoudig dit, dat wanneer daar storms kom, wat almal van ons beleef, behalwe soos in die Weskaap, het sien hulle het bome omgewaai wat 100 jaar oud is, maar okay, hulle het seker nie hulle job gedoen met hulle wortels nie. Maar as 'n storm kom, dan weet ek my wortels is in Jesus, want dis waar ek is. Dis die eerste ding wat hy sê. Die tweede beeld wat hy gebruik is 'n boubeeld. Hy sê, om Christus Jesus te wandel beteken om op hom te bou. En dan sê die versie, en opgebou te word in hom. Nou hierdie tens waarin hy geskryf is in die passiewe teenwoordige tyd. Met ander woorde, dit is iets wat voortdurend 'n proses is, maar waar jy ook nie in die rol speel nie, want jy is die huis wat gebou word. En die mooi beeld van 'n huis wat gebou word, of van iets wat gebou word, is ons weet dit, en die Bybel sê dit, die fondament is Christus. Dis onveranderlik. Jy kan op niks anders as dit bou nie. Maar die bouwerk vind steen vir steen plaas. Mense sê baie keer vir my, en ek sê dit ook, dat ek kan nie die preke onthou nie. Sê ek, is okay, ek vergeet dit ook. Maar ek weet daar's 'n steen gelê. En daai steen is klaar gelê. Ek kan nie meer onthou presies wat daai dag gebeur het nie, maar ek weet daai dag het 'n steen gelê. Ek het weer my oorgegee vir God. So die hele ding van geestelike groei van hierdie gebou wat op Jesus se fondament gebou word, is steen vir steen. Vandag, en dis eintlik die implikasie daarvan, vandag hoër as gister, maar vandag laer as môre, want jy behoort môre weer te gegroei het, of meer te gebou het. Dan moet môre weer 'n steen wees. Môreoggend as jy weer die woord oopmaak, en jy lees, en dit spreek jou aan, en jy sê, wow, hierdie woord spreek my aan, steen gelê. En so bou hy stelselmatig hierdie muur op, en naderhand raak dit sigbaar. En mense om jou, is nie iets wat jy bereik het nie, die mense begin net sien, maar hoor jy, hierdie ou se stene, hierdie gebou, is nou anders. Het lyk soos Jesus. 'n Praktiese ding. Dit beteken, as ek nie vandag lewe soos ek behoort te lewe nie, en ek hoor dit baie keer by mense, dan raak hulle moedeloos. Hulle sê, ek sal nooit kan reg lewe nie. Maar ek hoor dit nie. Steen vir steen, bou hy jou op. Die probleem wat kan gebeur, is dat ons buite Christus ons probeer self verbeter. Sê ons gaan na 'n seminar toe, nou moet ons begin beter wees, en ons moet mooier met mense praat, dis great. Maar om met Christus gebou te word, in Christus gebou, op Christus gebou te word, is niks met ons geestelike prestasies uit te waai nie. Dis eintlik 'n nederigheid. Dis die Here, ek word nog 'n steen, want ek weet nog nie om hierdie ding te hanteer nie. Ek raak baie keer kwaad, of ek sê iets leliks, of ek doen iets verkeerd, dan weet ek, daai steen kort nog, sit hom asseblief in. Die derde ding wat hy gebruik, is hy gebruik 'n beeld. So die eerste is 'n beeld uit die landbou uit, die tweede is uit die bouwerk uit, dan gebruik hy 'n beeld uit die regswêreld uit. Hy sê, om vas te staan in geloof, om met Christus te wandel, beteken om vas te staan in die geloof. Hy sê, as jy Christus Jesus my Here ontvang, en in hom gewortel en gebou is, en bevestig in die geloof, soos wat julle geleer is. Nou in die eerste eeuse Grieks-Romeinse tyd, was hierdie woord gebruik om die egtheid van iets te bevestig. Dis wanneer jy 'n eiendom sou gekoop het,
en jy kry 'n eiendomsreg, of jy kry dan nou die titelakte, en hulle sit daai stempel op, dis wat die woord beteken. So as ek die dokument sou bring, en ek kom na iemand toe, ek sê ek kom bevestig, hierdie is my eiendom. Want hier is die seël. Dis eintlik wat hy kom sê. Is dat jy word nie net gebou nie. Jy word nie net jy groei nie net wortels nie. Daar's 'n titelakte wat sê jy's myne. Die wêreld sal kom en die dwaalleerders kan kom en die moeilikheid kan kom, dan haal jy die titelakte uit en sê maar ek is Jesus se. Hy het my syne gemaak. Jy gaan dit nooit van my af kan wegvat nie. Weereens, as die storms kom of as die sondes kom, dan het jy 'n eiendomstitel wat jy kan sê maar ek is God se. Niks kan dit wegvat nie. Niks kan my wegvat van sy liefde af nie. Weereens nie met my prestasies kan ek dit probeer verdien nie, want dit is klaar gedoen. Dit is afgehandelde sake. So hy bevestig vandag in geloof dat ek op hom gebou is en in hom gewortel is. Dan sê Paulus, as jy dit dan snap, dan moet jy met dankbaarheid vervul word. Hy sê terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. So die woord oorvloedig beteken hier nou net abundantly, excessively, oorvloedig, dankbaar oor wie jy is in Jesus. Nou, dankbaarheid beteken nie, dit kan ook so wees, dat jy die hele dag loop en dankie sê vir wie jy is, dis goed. Nou kan aan mekaar dankie sê, maar dankbaarheid raak eintlik duidelik deur gehoorsaamheid. Want as jy dankbaar is, en jy is diep gewortel in Christus, jy is gebou op hom, en jy het die titelakte, jy is bevestig dat jy in die geloof syne is, dan doen jy dit in gehoorsaamheid. Dan leef 'n mens mos nou so, uit dankbaarheid. En nou sê Paulus, dit is mos altyd in enige storie 'n willen. Nou in die storie van gelowiges is daar ook 'n willen. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer, deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Die dinge wat berus op die oorlewing van mense, op wettiese godsdienstige reëls, en nie op Christus nie. So hy waarsku. En in ons tyd sal dit sekerlik ook so wees, dat daar elke nou en dan iemand sal kom, of jouself, wat sal wonder, is ek regtig 'n Christen, wat jou gaan toets, wat jou wil wegtrek van die Here af. Ons weet dat die bose is, ons praat van die bose trio, die sondige natuur, die sondige wêreld, en die bose is vir die hele tyd aan die werk. En as altyd hierdie dwaling, en een van die grootste dwaling, dink ek, waar ons sit, is dat ek moet self probeer. Ek moet self probeer om Christus te oortuig van wie ek is en hoe goed ek is, en dat hy my sal red. Terwyl hy sê, dit is nie nodig. En dan sê hy, in hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met hom, deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Hou net daai versie so bietjie op. Ek wil net 'n bietjie na hom toe terugverwys. So kyk gou mooi wat hy staan. Kyk nou wat ons gesê het. Aangesien julle Christus Jesus die Here ontvang het, in hom gewortel, in hom gebou, vas in die geloof staan en in dankbaarheid lewe, en weet dat daar gaan mense kom wat jy wil gaan afvallig maak. Hoor dit. Hy herhaal eintlik vers 15 tot 18. Hy sê, in hom, in Jesus, is die volle wese van God beliggaam. So as jy na Jesus kyk, is Jesus nie net 'n goddelike gedagte nie. Jesus ontvang, of het die volledige wese. Het ons mos gesien in vers 1:15, is in Jesus. En as jy in verbondenheid, in die Engels praat so mooi, is if you are in him, dan kry jy sy volheid. Dink gou 'n bietjie daaroor. Dis 'n bietjie 'n mind-boggling ding. Jou posisie is dat Christus is in jou en jy is in hom. So as Christus die volheid van God is, dan is mos nou die volheid van God ook in my.
Ek kry mos nie 'n halwe deel van God nie. Natuurlik leef ek baie keer so, dat dit nie duidelik is nie. Maar die volheid van God is in my. En dit maak 'n hele nuwe wêreld oop. As Christus in my woon, en die volheid van God is in hom en is in my, dan het ek die volledige toegang wat Christus tot God het ek ook. Deur hom. Want hy is in my en ek is in hom. Die volheid van God is nie ver van my nie. Die volledige God in Jesus is binne in my. Hy is nie ver af God nie. As ek laas week gesê het, hy is nie daar van 'n afstand besig om ons dop te hou nie. So daar's niks wat jy vandag hier kan sit, enige godsdiens, enige manier van dink, wat hoër kan wees as Christus nie. Want in Christus is die volheid van God. Niks kan dit beet nie. So nou wil ek hê jy moet 'n bietjie dink. En jy het tot nou net geluister, nou moet jy dink. Is Christus dan vir jou genoeg? Is hy genoeg? Nou moet jy mooi dink. Hallo? Ja of nee? Ja. Mense sê maklik ja. En dis ook wat ek sê, jy moet mooi dink. Want, waarom is dit dan so? As jy sê, Jesus is genoeg, waarom is dit dan baie keer so dat mense dink hulle is nie goed genoeg nie? Waarom is dit so dat mense dink ek moet nog meer doen net om God se guns te wen? Waarom is dit so dat mense dan verlei word? Christus is genoeg. En as Christus genoeg is, dan is jy goed genoeg. Want dit is vir jou wat hy gekom het, waarvoor hy redding gebring het, waarvoor hy spesiaal gekom het. So wat wil ek hê om ons met huis toe vat? Die grootste geskenk wat ek aan jou ontvang het, is toe ons met ons hart, met ons mond bely het, dat Jesus Christus is ons verlosser en Here, en ons dit met ons hart geglo het, dat hy ons Here is, het ek ontvang, Christus, Jesus, die Here. Die volheid van God in my. Dis nie iets wat jy verwerf het, omdat jy jare in die kerk was, of omdat jy in 'n Christelike tradisie groot geword het. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, as ek dan die volheid van God in my het, stap saam met hom. Doen die moeite om saam met hom te stap. Nie moeite nie, maar dit is 'n radikale omdraai, want as jy nie met God stap nie, stap jy in elk geval in 'n rigting. So draai om, stap saam met hom, begin om saam met hom te stap. En om jou daarmee te help, gee Paulus vir ons hierdie 3 baie praktiese voorbeelde. Die wortels is in Christus, trek jou sap by hom, kry jou groei by hom, op hom gebou, laat toe dat hy die stene lê, sodat dit sigbaar raak. En weet jou titel is vas. Jou eiendomstitel, ek wil sê, jou kunsreg is vas, kan nie verander nie. Niks wat jy doen gaan maak dat God jou minder lief het of meer lief het nie. Dis vas, dit staan vas. Weet dit, daar gaan aanslag kom, die beproewings gaan kom, die versoekings gaan kom, en elke keer gaan jy teruggaan en te sê, niks is hoër as Christus nie. Ek wil 'n wiskundige som doen. Christus plus niks is gelyk aan genoeg. Die dwaalleer gaan kom, die aanslag gaan kom, die twyfel gaan kom, maar Christus plus niks is genoeg nie. En net om weer te verseker, sê Paulus vir ons, ek wil hê julle moet weet, dat die volheid van God woon in Christus, en daai volheid woon in jou, en dis hy waarmee jy gaan stap. So ek wil hê jy moet met hierdie profound waarheid vandag uitgaan. So alles wat jy nodig het, is in Christus klaar gedoen. Jy hoef dit nie verdien nie, jy hoef nie te voel ek is nie goed genoeg nie, jy moet nie meer baie begin bid en vas en goeders doen, sodat Christus jou raak sien en jou aanvaar nie. So dit beteken elke stem wat jy hoor, wat van binne en buite is, wat vir jou iets sê, dat jy is nie genoeg nie, of Christus is nie genoeg nie,
is 'n leuen. Dis iemand wat vir ons lieg. Dis nie waar nie. Daarom, as jy wil beter raak, en dis vir my 'n amazing gedagte. Daarom as jy wil beter, of as jy wil geestelik groei, is dit nie om beter te raak nie. Dis eintlik 'n stukkie vir stukkie ontdekking van wie jy reeds is. En dis hoekom die Bybel vir my so amazing is. Hoeveel keer het ek al deurgelees en dan lees ek dit en sê ek het hierdie nog nooit raak gelees nie. Sê ek maar, dit staan al die tyd in die Bybel, sê ek vir die maar, waar het hulle die ding bygeskryf? Want ek het dit nog nooit raak gelees nie, maar dis daai ding. Die oomblik as jy die woord lees, dan ontdek jy wie jy is. Jy het nie nodig om te bereik nie, jy is dit klaar. Die volheid van God is klaar in jou, maar jy moet dit nou ontdek. Maar jy gaan dit nie ontdek as jy nie met Christus besig is nie. Ek het verlede kwartaal hierdie voorbeeld gebruik van 'n koning wat 'n straatkind aangeneem het. En dan soos wat die oomblik toe hy daai kind aangeneem het, was die kind die koning se kind, maar hy moes nog geleer het om soos 'n koning se kind te lewe. Nou kan jy dink dat hy loop saam met sy pa, en soos wat hy saam met sy pa loop, dan sê sy pa, boetie, hierdie is ook joune. Regtig? Is hierdie ook my goed? Ja, hierdie is ook jou goed. Dan loop hy weer so eentjie en sê, en hierdie pa, dan sê hy, ja, hy sê, ek het nie dit geweet nie. En soos wat hy met sy pa loop, ontdek hy, wow, om 'n koning se kind te wees, het al hierdie wonderlike goed, ek het nie eers geweet nie, totdat ek het geweet het. En dis wat hy vir ons wil leer. En daarom sit ons met die woord. Wandel met hom op hierdie ontdekkingstog van wie jy is, in hom gewortel, op hom gebou, vas in die geloof. Kom ek bid. Here, u woord is so kragtig, maar u Gees help vir ons om dit te verstaan, en ek wil sommer net bid, dat elkeen van ons vanoggend net weer onthou of ontdek, wie is ons? Wat ontvang ons? Wie ontvang ons? Wanneer ons met ons hart, met ons mond bely, Jesus is ons Here, met ons hart dit glo. Christus Jesus die Here, die volheid van God. Ons hoef niks te doen om die meer volheid van God te ontvang nie. Al wat ons moet doen is met saam met u wandel, en soos wat ons met u wandel, dan gaan u vir ons sê, o, hier is ook joune. Daar is ook joune. Help vir ons om so te leef. Help vir hulle wat sukkel om te dink dat hulle goed genoeg is. Want eintlik sê hulle dan, Jesus is nie goed genoeg nie. My sondes is te groot. Ons weet dit is nie so nie. Help vir hulle wat in 'n storm is, wat dalk twyfel, maar is God ooit hier? Dat hulle kan weet, God is goed genoeg, reg genoeg by ons. Help vir ons in ons wandel, help vir ons in hierdie week om 'n besluit te maak, om te sê, ek gaan hierdie week 'n bietjie wandel met God. Ek gaan sy woord oopmaak, ek gaan lees, ek gaan bid. En ek en u weet, Vader, as dit gebeur, dan gaan mense ontdek wie hulle in Jesus is. Help vir ons daarmee. Amen.